Ons gaan lees uit Genesis hoofstuk 15 en 17. Genesis 15 en 17. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons goed om in U teenwoordigheid te wees. Dit is vir ons goed om saam met ander gelowiges hier voor U te buig en te aanbid en lofliedere tot U eer te sing. Dit is vir ons lekker om mense rondom ons te sien wat U net so lief het soos ek. Dankie dat ons mense rondom ons het wat saam met ons hierdie pad loop, 'n pad waarop ons U wil eer en verheerlik, 'n pad waar ons met ons lewe wil wys dat U ons nuut gemaak het. Here, ons kom bid dat wanneer ons die woord lees en daaroor nadink, ons onsself sal oopstel, sodat ons sal hoor, en dat ons sal toelaat dat U deur die Gees met ons praat, sodat as ons huis toe gaan, ons steeds ons lewe in oënskou sal neem. Elke keer weer sou vra, is dit wat die Here van my verwag? Here, ons kom bid vir hulle wie se name ons gehoor het wat siek is. Ons bid vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons bid vir U ontferming oor hulle, Here, dat hulle bewus mag word van U teenwoordigheid in hulle lewe, van U sorg. Ons bid veral dat ons nou U woord sal hoor en na U stem sal luister. In die naam van Jesus Christus ons Here bid ons dit. Amen. Genesis hoofstuk 15 vanaf vers 1. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie, 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens sy wil, vir die wil van God gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het na hierdie land, om hierdie land aan jou te gee as besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het alles vir die Here gebring en het middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. En son onder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word, 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat jou nageslag slawe gemaak het, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word.
Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier. Die land van die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Jetite, Feresiete en die Rafaite, die Amoriete en die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete." En dan in hoofstuk 17, die eerste klompie verse daar, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom." Abraham het sy knieë neergeval, toe sê die Here vir hom: "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou tot die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voorkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en alle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting. Ek sal hulle God wees." Verder het God vir Abraham gesê: "Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle geslagte." En dan van vers 10 af verder word dan nou gepraat oor die besnydenis as die teken van hierdie verbond. Ons lees tot sover. Die tema vir vanoggend se diens, die vraag: waarom het God ons gemaak? Waarom het God mense gemaak? Nou, as jy weer die skepingsverhale gaan lees, Genesis 1 en 2, dan is dit opvallend dat daar 2 goed is wat na vore kom. Die eerste ene is dat God ons as sy verteenwoordiger maak. En die tweede ene is dat hy ons maak om in verhouding te staan. Dis die 2 woorde wat jy moet onthou. As jy nou afskakel, dan moet jy net hierdie 2 woorde met jou saamvat. Verhouding en verteenwoordiger. Wat beteken dit? Wat behels dit dat ons God se verteenwoordiger is? Nou, in ou Egipte het die farao's beelde van hulle self laat maak en dit op verskillende plekke deur die land opgesit. En die mense het geglo dat daar waar die beeld is, daar waar Farao se beeld is, daar is hy teenwoordig. So hulle was versigtig vir wat hulle gedoen het, want die Farao sal hulle sien. Iets daarvan kom uit in die gedagte dat God sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Dat oral waar ons as mense gaan, God daar teenwoordig moet wees. Dit is ons bedoeling. Ons moet in die wêreld daar buite God verteenwoordig. So het hy ons aan die begin gemaak. En hy maak ons om in verhouding te staan. Met hom, eerste plek, maar met mekaar en met ons naaste. Ons lees mos net na die sondeval, dat God na Adam en Eva gekom het, om met hulle in die aandwindjie te wandel. In die namiddag is die son besig om te sak, lekker koel, stap saam met hulle daar in die tuin wat hy vir hulle uitgelê het. En dan kruip hulle vir hom weg. Iets van hierdie verhouding wat God wil hê daar moet wees tussen ons en hom. Hy maak ons om aan mekaar te behoort. Mens sien dit mooi in 'n huwelik. 'n Man en vrou staan in 'n verhouding met mekaar, hulle behoort aan mekaar, hulle neem mekaar in ag in dit wat hulle doen. En dis presies die verhouding wat ons met God het, om hom in ag te neem in dit wat ek elke dag doen. Maar wat gebeur? Wat gebeur? Die volgende hoofstuk wat ons lees, hoofstuk 3, die verhaal van die sondeval. Adam en Eva wat in opstand kom teen God. Nee, ons wil ons eie ding doen.
Ons wil nie vir God luister nie. Ons maak wat ons wil. En dan die oordeel, God jaag hulle uit die paradys. Hy maak die hekke toe. Hy sit 'n engel daar met 'n brandende swaard, sê die Bybel. Alles tekent om te sê, ons verhouding met God is verbreek. Daai intieme, innige verhouding tussen Adam en Eva en God, dis verbreek. Ons staan buite. En wat lees ons? Net die volgende hoofstuk vertel van die eerste moord. Een broer wat die ander broer doodmaak. Omdat die verhouding wat hulle gehad het met God verbreek was. Nou word die verhouding tussen mense ook verbreek. En dan as jy verder lees, hoofstuk 6 in Genesis, is die verhaal van Noag. Wat gebeur daar? Ons lees in Genesis 6 vers 11, die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was totaal verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan al die mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. God wis uit en hy begin oor met Noag en sy gesin. God probeer dit herstel wat hy aanvanklik in gedagte gehad het. Nou, die eerste ding wat ons van Noag lees, nadat hy uitgekom het uit die ark, is dat hy 'n wingerd geplant het en hom dronk gedrink het van die wyn wat hy gemaak het. So dit het nie heeltemal so goed gewerk nie. En dan kom ons by hoofstuk 12 van Genesis, waar die verhaal van Abraham vir ons vertel word. God besluit opnuut, ek gaan weer begin met die mensdom. Ek gaan 'n verhouding bou met Abraham en ek gaan vir hom 'n nageslag gee. Abraham was al 99 jaar oud, hy het nog nie kinders nie. Dan sê die Here vir hom, ek gaan vir jou 'n nageslag maak soveel soos die sterre aan die hemel. Om te wys dat dit nie maar natuurlik is nie, dis God se ingrype. Want God wil hê dat ons as mense weer in 'n verhouding met hom moet staan. En dis hoekom ek hierdie gedeelte van hoofstuk 15 gelees het. God begin met Abraham en hy sê vir hom, Abraham, ek sê jou God wees en julle moet my volk wees. Dis eintlik maar weer dieselfde as wat ons in die begin gehad het. God sê, julle is my volk, julle verteenwoordig my. Die ander volke sal sien wat by julle aangaan en hulle sal my verheerlik. En julle sal op 'n bepaalde manier lewe om uitdrukking te gee daaraan dat julle my volk is. Verteenwoordiger en verhoudings. Ons is weer terug daarby. Wat sou dit beteken? God sê, ek sal vir jou sorg. Ek gaan vir jou 'n stuk grondgebied gee en dan noem hy al hierdie name. Kyk, nee, is 'n magdom volke met die vreemdste name. Kleintyd was dit vir my vreeslik slaaks, hierdie klomp heidene se name. Maar God sê, ek gaan daai land vir jou gee, want jy's my volk. Jy en jou mense gaan daar bly, ek gaan vir julle sorg. Ek sê julle beskerm teen julle vyande, want ek het julle verhouding met my kom herstel. En julle moet my volk wees. Julle moet gehoorsaam wees. Ja, gehoorsaam omdat julle in 'n verhouding met my staan. Omdat die verhouding herstel is, moet julle op 'n bepaalde manier begin lewe. En dan is die vraag nou maar, hoe lyk dit in die praktyk? Wat gebeur dan? Twee goeters. Aan die een kant word die mense voortdurend herinner aan wat God vir hulle gedoen het. Gaan lees maar die Ou Testament. Keer op keer kry ons 'n manier waarop die volk herinner word. Die eerste is hier in hoofstuk 17. Die teken van die besnydenis. Dit was 'n patriargale stelsel, so dit het gegaan oor die mans. Maar elke man wat aan die volk van God behoort is besny. En elke dag is jy herinner daaraan dat daar iets met jou liggaam gebeur het om jou te koppel aan God. So wanneer jy sien, ek is besny, dan dink ek, hoekom is dit? Want ek staan in 'n verhouding met die lewende God.
Ek moet daaraan herinner word. As jy lees in die psalms byvoorbeeld, dan sing hulle liedere, en in die liedere word die volk herinner aan wat God vir hulle gedoen het. Psalm 21, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Gaan lees maar Psalm 78, waar die kinders herinner word. Die Psalm sê, kom ek vertel gou vir jou wat het die Here vir ons gedoen. En dan gaan hulle terug na die uittog uit Egipte. Ons was slawe gewees. Die Here het ons vrygemaak. Ons het rondgeswerf in die woestyn. Die Here het vir ons 'n land gegee. Hy het die vyande voor ons verdryf. Ons leef in die land van melk en honing. Psalm 107, dieselfde. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het. En so gaan hy aan. So aan die een kant word die volk keer op keer herinner. Elke keer wanneer hulle bymekaar is, word hulle herinner aan wat God vir hulle gedoen het. En dan in dieselfde asem word die volk ook voorgesê, so wil ek hê moet julle lewe, omdat julle verhouding met my herstel is. Dan kry ons iets soos Eksodus 20, die 10 gebooie, waar die Here sê, julle wat my mense is, moet so leef. Jy steel nie die ander ou se goed nie, jy vat nie sy vrou nie. So kan ons aangaan. Want dis soos julle lewe, omdat julle weer in 'n herstelde verhouding met my leef. En as jy nou die ander boeke lees, Levitikus en Numeri, ek weet dis nie die boeke wat ons elke dag lees nie, maar dan kry jy 'n klomp reëls wat die Here sê, julle is my volk, julle moet so leef. Hierdie is die goed wat ek van julle verwag. Dan kry jy sulke reëls soos, wanneer jy en jou buurman beklei, en jy slaan hom per ongeluk dood, wat moet dan gebeur? Mag hulle jou sommer kon doodmaak? Nee, daar's riglyne. Wat moet jy doen as jy jou buurman se bil geleen het en hy gaan dood as hy by jou is? Wel, daar's riglyne. Die Here gee vir die volk riglyne oor hierdie goeders. Op die ouens sou ons dit baie mooi kon saamvat met die woord liefde, so iets ook later kom doen. Hy sê, jy moet lief wees vir God, jy moet lief wees vir jou naaste. En dis wat God kom doen met Abraham, dis wat ons in hierdie 2 hoofstukke lees. God sê, ek het begin met mense, ek het hulle gemaak om my verteenwoordiger te wees, om in verhouding met my te leef, en toe loop voete hulle skeef, kom ons begin oor. Abraham, ek gaan met jou en jou nageslag verder 'n pad loop. Nou is die vraag, wat gebeur met God se mense? Wat gebeur met hierdie mense wie se verhouding God herstel het en vir wie hy riglyne gegee het oor hoe hulle moet lewe? Die hartseer verhaal is dat die volk ongehoorsaam geword het. Die eerste ene. Ons word doeteenvoudig ongehoorsaam aan God se voorskrifte. Gaan lees maar wat sê die profete. Die Ou Testament profete moet keer op keer na die volk toe kom en terugkom en hulle sê, wat maak julle? Julle is partydig vir die rykes teen die armes. Dis mos nie reg nie. Julle sorg nie vir die weduwees wat honger ly en die weeskinders nie. Dis nie reg nie. Die profeet Amos, hy skryf vir die vrouens, hy hou ook nie terug nie. Hy sê, luister wat sê die Here vir julle, vrouens op Samaria berg. Julle is so vet soos die koeie wat in die land Basan wei. Julle verdruk die mense wat swak en arm is. Julle laat hulle swaar kry. Julle sê vir julle mans, bring wyn sodat ons kan drink. Elders sê die profeet Hosea, die volk is soos 'n ontroue huweliksmaat wat 'n buiteegtelike verhouding aanknoop met ander afgode, terwyl julle by wyse van spreuke met my getroud is. Hy sê die verhouding tussen hom en sy volk is soos 'n huweliksverhouding, en nou loop voeter die volk agter ander gode aan. So die eerste probleem is dat ons ongehoorsaam word. En die tweede
is dat ons dit losmaak van ons verhouding met God. Ou Testament, ons is nie veel anders nie. Ons kry dit die tyd van die ballingskap. Die volk word mos hierso 600 en iets voor Christus word hulle weggevoer in ballingskap. Hulle gaan bly in Babel, weg van die tempel. Hulle kan nie offers bring nie. Hulle kan ook nie byeenkomste hou, soos hulle jaarliks die groot feeste gehou het en so aan nie. Nou sê hulle, maar ons wil tog vir die Here wys dat ons nog vir hom lief is. Wat gaan ons doen? En toe begin hulle om vir hulle reëls te maak. En dit het veral rondom die Sabbat gegaan. As die Here sien dat ons nog die Sabbat hou, dan sal hy tevrede wees met ons. En as ons hierdie reëls maak, en ons hou die reëls stiptelik, dan sal die Here met ons tevrede wees. Nou die bedoeling was goed, maar wat hulle in die proses doen, is dat hulle vergeet hoekom hulle die reëls het. En dit was Jesus se frustrasie met die Fariseërs. Hulle hou al die reëls, maar hoekom? Hulle het lankal vergeet waar dit vandaan kom. Dis dan wanneer Jesus vir hulle sê, julle gee 10de van julle kruietuin, van anys en koriander en wat ook al. Nou, hoe moeilik dit nou ook al moet wees, nou, jy het net so 'n bietjie wat jy oes, nou moet jy dit nou opdeel in 10, 'n 10de gaan tempel toe. Hy sê, maar die belangrike goeders doen julle nie. Julle bewys nie barmhartigheid nie. Julle maak die reëls los van julle verhouding met my. En solank julle die reëls nakom, dink julle is okay. Maar jy is nie. Hulle het al hierdie reëls nagekom, maar die verhouding met God het iewers in die slag gebly. En nou wil ons vra, nou maar wat van ons vandag? Hoe lyk ons lewens vandag? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit om een van God se mense te wees, om deel van die volk van God te wees? Hierdie ding het my nou in die steek gelaat, maar is alright. Is reg. Wat beteken dit? Ek dink te veel van ons in die NG Kerk dink dat solank ons die rituele nakom, is ons reg. En dis wat die Fariseërs gedoen het. Hulle het gesê, solank ek nog hierdie reëls nakom en nie verder loop as x aantal tree op 'n Sabbat nie, as my hoed se rand nie wyer is as 10 cm nie, dan is ek reg. Maar waaroor dit eintlik gegaan het, die verhouding met God, die word vergeet. Ons sê maklik, ons het mos belydenis van geloof afgelê op 'n stadium. So my saak met God is reg. Of ek was mos nou die dag nog in die kerk. Ons vier daarom ons gereeld die nagmaal en ons bid daarom nog so nou en dan, veral as ek in die nood is, en ek lees my Bybel so nou en dan, ek gee daarom my dankoffer. As jy jou daarop wil roem, om die naam Christen te dra, as jy aanspraak maak daarop dat jou verhouding met God herstel is, dan moet jou lewe dit wys. Jy kan nie maar te kere gaan soos die heidene daar buite en dink jy is reg nie. Jy bluf jouself. Jou verhouding met God het fout. Kom ek sê dit weer. As jou lewe nie anders lyk as die mense daar buite nie, is daar fout. Die Here het in die Ou Testament vir sy volk gesê, julle is anders, julle is heilig, julle is afgesonder. Gaan lees maar wat sê die profete. Die NG Kerk se lese is mos hier vir God mekaar in die wêreld, lig in die duisternis. Dit kom van Jesaja hoofstuk 60, waar die volk gesê word, Jesaja sê vir die volk, julle is soos 'n stad op 'n berg. Jerusalem is soos 'n stad op die berg. Die volke van ver af sal sien en soontoe kom. En dit is presies dieselfde met ons. As ons die naam Christen dra, moet mense iets in ons kan sien en gelok word deur wat ons sien, wat hulle sien. Nou, dis maklik as ek nou dit sê, om te dink aan iemand, ja, ek sien dit in daai ou se lewe, baie skynheilig, maak of hy altyd so groot Christen is, maar kyk hoe leef hy. Maar kom ons vergeet van hom, kom ons vra vir onsself, wat van my?
Wat maak ek met God se riglyne? Daai goed is in die Ou Testament van sorg vir mense is nog net so waar. Jesus sê, Matteus 25, ek was honger, en jy het nie vir my gegee om te eet nie, of jy het vir my gegee, ek was dors, ek was naak, ek was in die gevangenis. Eenvoudige alledaagse goed, maar daaraan word ons lewe gemeet. Dit is goed en wel om te sê, ek is 'n Christen, ek het belydenis van geloof afgelê. Regtig? Sien enige iemand dit? Jare terug was daar 'n katekisasieboek vir die finalejaars wat die vraag gevra het: as iemand jou sou aankla dat jy 'n Christen is, gaan daar genoeg getuienis teen jou wees? Dis presies dit. God se antwoord vir ons is waar ons nou is, lydenstyd. Lydenstyd het nou die afgelope week begin met Aswoensdag. En met die volgende 7 Sondae praat ons oor wat God gedoen het. God het weer eens gesien, ons kan nie. Hy het met Abraham se tyd het al gesien en gesê, Abraham, kom ons begin oor met jou. En toe God sien, maar selfs dit werk nie, toe het hy sy seun gestuur. Sê, ek gaan weer met julle begin. Maar ek weet julle kan nie, daarom sal ek. Ek sal vir Jesus stuur en hy sal sy lewe opgee aan die kruis, sodat jou sonde weggeneem kan word. En as jy dit snap, as jy dit raak sien, as jy sien dat ek die verhouding tussen my en jou herstel het, dan gaan jou lewe anders lyk. En broers en susters, dis waar ons is vanoggend. Ons het kerk toe gekom omdat ons bely dat Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf het. En dis waar. Maar weet ons wat dit beteken? Leef ons soos mense wat weet wat dit beteken? Want is een ding om bloot net met die mond te bely, maar as my lewe dit nie wys nie. As ons Ou Testament profete gehad het in 2025, dink ek sou hulle nogal besig gewees het. En dis ons uitdaging vanoggend. En daarmee sluit ek af. God het jou verhouding met hom herstel. Daai verhouding wat hy met Adam en Eva in die paradys gehad het, wat hy daarmee begin het, het hy kom herstel in Jesus Christus. Paulus skryf in Romeine, daar's nou geen veroordeling tussen ons en God nie. Daar's vrede gemaak. En nou moet ek en jy dit gaan leef. Ja, Jesus sê vir sy disippels, gaan leef sodat die wêreld julle goeie dade kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. God het vir Abraham kom sê, Abraham, jy gaan my volk wees. En julle moet so leef dat hulle my in julle raak sien. Sê vir ons presies dieselfde. Ek herstel jou verhouding met my deur Christus se kruisdood. Want dis wat dit gekos het. Maar nou moet jy leef soos iemand wie se verhouding herstel is. Mag die Here vir ons help dat ons lewe iets daarvan sal wys. Elke oomblik, elke dag. Amen.